Navorsing en die Bybel sê dieselfde ding. Jy is nie gemaak om alleen te leef nie. Navorsing wys, sonder ritme en gemeenskap verloor mense momentum. Die Bybel sê ons is deel van een liggaam. So wanneer jy wegdryf, voel jy dit. Nie net geestelik nie, menslik. Jou siel het ritme nodig. Begin Sondag, want elke Sondag tel. Goeiedag, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is besig met 'n reeks oor Exodus en die reeks se naam is Vasgevang na Gevorm. Daar soos op ons YouVersion Bible app is daar 'n leesplan, maar om hierdie leesplan af te laai, moet jou profiel op Afrikaans gestel wees. So maak asseblief seker as jy hierdie leesplan wil volg dat jou profiel op Afrikaans is. Dan voor ek vir ons 'n gebed gaan doen, daar's tyd vir die dankoffers. Julle sien op die skerm, daar's 'n keerkode. So wanneer ons dankoffers gee, wanneer ons volgehou bydra, dan kan ons as 'n gemeente ook die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus op 'n volhoubare manier versprei. So kom ons sit net so vir ons geluister na die boodskap uit Exodus hoofstuk 8 en kom ons doen 'n gebed. Ons Here, dankie vir die liefde. Dankie dat ons deel kan wees van die kerk. Dankie dat ons deel kan wees van u liggaam. En Here, ons weet dat u die hoof is van die kerk. Ons wil by u leer, Here. Ons wil aan die voete sit. So ek wil bid, Here, hierdie teks van Exodus hoofstuk 8, hierdie antieke teks, Here, in die grootheid, met die gees wat in ons is, kom breek hierdie teks vir ons oop. Here, kom gee vir ons, kom bring vir ons 'n boodskap vir vandag. Here, mag ons weet en mag ons onderskei wat die wil van u lewe vir ons is. Ons is die kinders, Here, ons wil hoor wat u sê. Here, kom praat asseblief met een en elkeen van ons. Kom seën asseblief hierdie boodskap. En Here, mag ons dit deel maak van ons lewe hierso voor u aangesig. Amen. So ek nou gesê het, ons is besig met hierdie reeks van vasgevang na gevorm en ons kyk vandag na 'n paar verse wat vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 8. So julle kan julle Bybels oopmaak by Exodus hoofstuk 8. Die vraag van vandag is, waarmee leef jy saam? Waarmee jy nie hoef saam te leef nie. So wat is in jou lewe? Maar jy hoef nie hierdie dinge saam met jou te dra nie. So net 2 voorbeelde uit die alledaagse lewe. Ek wil net vir 'n oomblik met al die dames, met al die vroue praat en ek wil julle terugvat na jou jong dae, jou dating dae. So jy nie ouetjie het nou al so 3 keer gaan koffie drink. Julle is nou nog nie heeltemal boyfriend girlfriend nie, maar hy het jou nou genooi om Saterdagmiddag by sy huis te kom rugby kyk saam met sy pelle en jy wil nou vir hom wys jy's troumateriaal, so jy het aangebied jy sal 'n slaai maak. Jy gaan na sy kombuis toe, jy maak die yskas oop. En dink gou net, hoe lyk 'n bachelor se yskas? Jy sien daai pizza bokse, 3 van hulle is leeg en die enigste een waar daar pizza is daar so 'n stukkie, maar die dingetjie is kliphard. Jy soek vir die konfyt, maar die vervaldatum op die konfyt is voor COVID. Jy soek melk, nou is al 'n bietjie melk, maar daar's 2 bokse wat nie melk in het nie. So hierdie ou, wat wil jy hou van die ou? Hierdie ou het goed in sy yskas, wat hy nie meer nodig het nie. Hy leef saam met goed, waarmee hy nie hoef saam te leef nie. So dis die vraag, in jou lewe, op 'n persoonlike vlak, waarmee leef jy saam? Maar jy weet, en die Here God weet, jy hoef nie met hierdie goed saam te leef nie. Al die mans, wie van julle, ek besef nie almal is getroud nie, maar wie van julle het al so 'n lysie by jou vrou gekry? Verf asseblief die dak, daai foto's van ouma wat nou oorlede is moet gehang word, kraak in die muur, daai kas moet nou 'n bietjie afgeskuur word. Wie van julle ken daai lysie? Nou is my vraag, wie van julle het al vir maande lank goed op daai lysie en jy het dit nog nie gedoen nie? So die interessante is, wat is hierdie lysie se naam? My ma se ma was ouma Letty. En sy het altyd gesê, ons raak gewoond aan ons eie slegtigheid. So in ons huis is hierdie die ouma Letty lysie. So dat mens nie gewoond raak aan jou eie slegtigheid nie. So dis die vraag, waaraan moet jy aandag gee? Man, jy weet dit al lank. Jy weet dit al vir maande, jy weet dit al vir jare. Jy moet aandag gee aan hierdie verhouding, aan hierdie saak. Maar jy het gewoond geraak, ek wil nou niemand bash nie, maar jy het gewoond geraak aan jou eie slegtigheid. En jy los dit net al. Dis deels waaroor Exodus hoofstuk 8 gaan.
So die kinders wat hier is, julle het nou nog gesien, dis ons baie kinders hier in die kerk, die kinders wat luister, ons gaan lees nie Eksodus om iets te leer van die geskiedenis nie. Dis teologie, dit leer vir ons iets van die lewende God. Dit leer vir ons iets van onsself. Almal van ons leef. Ons is in 'n bepaalde situasie. Die verhale wat vir ons opgeteken is, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, help ons om ons eie lewe te verstaan, dit help ons om ons eie lewe te interpreteer. So dit gee vir ons net so 'n snapshot, dit gee vir ons net so 'n beeld van wat ook in ons lewe aangaan. So vir vandag, Eksodus hoofstuk 8, ons gaan kyk na die Farao. In 2026 tree ek en jy baie keer soos die Farao hier optree. So ons doen baie keer wat die Farao in hierdie gedeelte gedoen het. So kom ons gaan lees en kom ons klim in hierdie storie, plaas jouself in hierdie storie. So dit is 8 vers 1. Daarna sê die Here vir Moses, gaan sê vir die Farao, gaan sê vir die koning van Egipte, so sê die Here, laat my volk gaan om my te dien. Wat is belangrik? Hulle was vir 400 jaar slawe, hulle het die koning van Egipte gedien, daai woordjie in Hebreëus kan jy vertaal word met in Engels, jy kan serve and worship. Vir 400 jaar het hulle die Farao gedien. Nou kom die Here God en hy sê nee, hulle moet 'n nuwe Here kry, 'n nuwe God. Engels kan ons sê 'n nuwe master. Hulle moet vir my dien. Dan sê die Here, as jy weier om hulle te laat gaan, sal ek jou hele gebied met 'n paraplaag tref. So die plaag het nou nog nie gekom nie. Hier's 'n waarskuwing. So dis baie belangrik in Eksodus. Daar's 'n waarskuwing voor die oordeel. Dink so aan ons lewe ook. Die Here tree op soos 'n goeie pa, 'n goeie hemelse Vader, 'n waarskuwing voordat hy ons tugtig. Maar nou baie interessant. As jy weier om hulle te laat gaan, sal ek jou hele gebied met 'n paraplaag tref. Kom ons stop gou. In ons tradisie, in die gereformeerde tradisie, vat ons die Bybel baie ernstig op. So ons moet stadig lees en ons moet met 'n highlighter lees. Moses praat met die Farao. Hy praat met hom as individu. Hy sê vir die Farao, Farao, as jy ongehoorsaam is, as jy onversettelik bly, jy as individu, gaan jou hele gebied getref word. Julle, hierdie is ons storie. Dis ons verhaal. Waar gaan dit? As ek en jy as individue ongehoorsaam is, as ons soos die Farao onversettelik is, dan is die gevolge van ons ongehoorsaamheid massive. Ons ongehoorsaamheid raak nie net ons as individue nie. Dit vloei deur na ons gesin, na ons familie, na ons werksplek, na ons omgewing. Dink aan. As 'n man 'n affair begin, is die gevolge daarvan net sy gevolge, of gaan dit ook deur na sy gesin, sy familie, sy skoonfamilie, die werksplek? Ek wil nou niemand bash wat reeds oorlede is nie, maar ek was in hierdie week in 'n gesprek oor Steinhoff, Marcus Jooste. Een persoon doen goed wat 100% buite die wil van die Here is. Die gevolge daarvan, honderde, duisende mense. Sy geld is net weg. So baie interessant wat die Here hierso vir die Farao sê. As jy nie gehoorsaam gaan wees nie, gaan jou hele gebied getref word. Hierdie is ons verhaal. Vers 3. Die Nyl sal wemel van die para. So kinders, hierdie is die tweede plaag. Die eerste plaag was die water wat in bloed verander het. Die tweede plaag, hier is nog deel van die waarskuwing. Die Nyl sal wemel van die paras. Hulle sal uitspring en kyk nou wat staan daar, en in jou paleis kom. Geen maghebber, geen diktator, geen staatshoof is buite die bereik van die Here nie. Nie die leier van Rusland nie, nie die leier van Noord-Korea nie, nie die leier van Amerika nie. Geen staatshoof is te groot vir God nie. Hulle sal uitspring en in jou paleis kom, in jou slaapkamer, op jou bed. En kyk nou, soos ek nou nog gesê het, kyk net hoe syfer dit deur na die res van die Egiptenare. In jou amptenare se huise, tussen jou mense, in jou bakone en in jou skottels. Die para sal op jou as individu en op jou mense en al jou amptenare spring. Kyk hoe brei dit uit. Sonde ontketen chaos.
dink aan. As ek en jy goed doen wat buite die wil van die Here is, as ons net hardkoppig bly, as ons onsself nie bekeer nie, ontketen dit chaos. Ek was 'n jong mens, toe lees ek daai boek Purpose Driven Life. Wie van julle ken daai boek van Rick Warren? Ek dink dis die boek wat jy nou by Koem kan koop wat wêreldwyd die beste verkoper nog ooit is. In daai boek skryf Rick Warren 'n baie interessante ding. Hy sê, as jy nie kies vir Christus nie, kies jy vir chaos. So hierdie teks sê dit vir ons, jy is ongehoorsaam, dit gaan elke afdeling van jou lewe tref. Verder sê die Here vir Moses, dis die 5de vers, sê vir Aaron, swaai jou kierie oor die kanale, riviere en morasse, laat daar paras kom oor Egipte. Aaron swaai toe sy kierie oor al die water van Egipte, en toe kom die paras. Egipte was oortrek van hulle, daai woordjie oortrek word ook gebruik in die Hebreëse teks, om iets te sê van 'n klomp soldate, 'n klomp troepe, wat 'n land binnevaar. So die interessante hierso is, Moses en Aaron is nie kulkunstenaars nie, hulle is nie magicians nie, hulle is gewone mense soos ek en jy, wat hulle self beskikbaar maak vir die Here. So hulle is instrumente in die hand van die Here, en dis die Here God wat hierdie paraplaag gestuur het. Interessant. Ons gaan dit nie nou lees nie, maar ek noem dit net so. Wie van julle kyk baie keer America's Got Talent, Britain's Got Talent? In hierdie volgende vers kry ons so amper die eerste episode van Egypt's Got Talent. Daar kom van die Egiptenare, en hulle kan ook paras bring. Maar net 'n nota, hulle kan dit nie wegvat nie. So hou dit in gedagte. So nou is daar paraplaag. Oral is daar paras. Vers 8, hierna roep die Farao vir Moses en Aaron. Nou is dit die eerste keer dat hy hulle hulp inroep. Hy het dit nie gedoen met die eerste plaag nie. Hy besef hier's moeilikheid. Hy sê, julle moet die Here bid, dat hy die paras van my en my mense al wegvat. Dan sal ek die volk laat gaan, dat hulle vir die Here kan gaan offer. Moses antwoord toe, soos dit en majesteit behaag. Kinders, dit klink soos daai stories wat ons lees in die veeverhale. Hy praat hier met 'n koning. Baie interessant. Wanneer sal ek vir u amptenare en die mense bid, dat die paras heeltemal van u en die mense af weggevat kan word, en daar net in die Nyl nog van hulle sal oorbly. Julle stop gou hier so. Hier is die kern van vandag se boodskap. Paras oral. Iewers het ek gelees, maak nie saak waar jy is in die wêreld nie. By jou huis, in die smartste hotel in Sandton, mooiste plek in Europa. Jy is 5 meter van 'n rot af. Imagine, daar's rotte in jou huis. Maak die kas oop in jou skoene. Lig jou duvet op, 5, 6, 7 rotte. Hulle hardloop daar rond, in die kombuis. En die vraag word aan jou gevra, so kom ons sê daar's meer as 100 rotte in jou huis. Julle het nie muise nie, daai goed wat soos katte lyk. En die vraag word gevra. Die vraag word, as jy nou by die huis kom, gevra. Wanneer moet hierdie rotplaag ophou? So dis die vraag wat hier gevra word. Moses sê vra vir die Aaron. Wanneer moet hierdie plaag stopgesit word? Dis asof hy sy oorlosie vir die Farao gee. En sê, Farao, sê jy, wanneer die plaag moet stop. In die 2020 vertaling, wat 'n baie direkte vertaling is, staan daar, dit is u voorreg om te besluit. En ons kry hierso, in Eksodus hoofstuk 8, een van die interessantste, mees verrassende antwoord in die Bybel. Moenie nou kyk na die volgende vers nie, en moet asseblief nie die antwoord uitskree nie. Wie van julle weet verseker wat die Farao se antwoord was? Wie van julle sal jou kop op 'n blok sit, dat jy weet wat die antwoord is? Kan ek gou sien? Maar nou nie skaam wees nie. Daar's een hand, daar's 'n seun wat sê hy weet. Okay, so ek aanvaar, dalk meer as die helfte van ons weet nie wat die antwoord is nie. So wanneer moet die paraplaag ophou? Check hierdie move. Hoor wat sê die Farao. En die Farao antwoord, doen dit môre. 2020, net een woord, môre. Die boodskapvertaling, môre sal vir my reg wees. Gee asseblief vir my nog een nag saam met die paras.
Gee hom 24 uur. Julle, hierdie gaan nie net oor die paras nie. Dit gaan oor ons as mens. Dit gaan onder andere oor ons geneigtheid om goed uit te stel. Ons weet dikwels wat om te doen. Maar wat sê ons? Ja, ek sal dit môre doen. Ek sien dis 'n paar hoërskoolkinders. Wie van julle, jy weet jy moet gaan studeer. Nou as jy daar in die kombuis, jy maak koffie en soos wat jy koffie maak, sê jy vir jouself, ek gaan net eers my lesenaar regpak voor ek begin studeer. En soos wat jy jou lesenaar regpak, sê okay, wag. Ek moet nou maar net my kamer regmaak. En is nou 26 minute oor 7. Jy sê ek kan ook nie nou begin leer nie. Ek gaan 8 uur begin leer. Gemeente, wie van julle Saterdagmiddag, nou kyk jy daar hoe Rassie en sy manne vaar en jy vreet chips. En jy sê, niemand spreek jou aan nie. En jy sê vir jouself, ek moet met 'n dieet begin. Ek moet met 'n diet begin. Wanneer begin ons met die diet? Saterdag aand? Nee. Maandag. Maar dan maandagoggend sê vir jouself, nee, okay, maar wat is dit? Dis die 6, jy kan op die 6de met 'n diet begin nie. Ek sal einde van die maand met 'n diet begin. Uitstel van 'n oefenprogram, wie van julle ken dit? Ons is mens. So dis waaroor hierdie gaan. Geef my nog 24 uur saam met die paras. Ons stel gehoorsaamheid uit. Augustinus van Hippo se plek daar in die noorde van Afrika, was een van die mees invloedryke kerkleiers. Augustinus was 'n stoute ou toe hy jonk was. Hy was saam met 'n klomp meisies, klomp vroue. Maar hy kom tot bekering. En in sy boek, bekende geskrif Confessions, is hierdie gebed wat deur al die eeue lank weer klink. Hy vra vir die Here, onthou hy het nou 'n lekker tyd. Hy vra vir die Here, Here, verander my, maar nie nou nie. Ons stel versoening uit. Vat gou jou eggenoot se hand en steek hom in die lug as jy weet jou eggenoot moet regmaak met 'n familielid. Daai broer, daai suster, julle het so gefight oor die boedel. En al wat jy moet doen is sê ek jammer. Stel dit uit. Volgende jaar, volgende Kersfees. So daar's paras, Eksodus hoofstuk 8. Wanneer moet hulle weggeneem word? Vreemde antwoord môre. Nie onmiddellik nie. Nie nou nie. So nou is die vraag, as ons hierdie teks wil aantrek, as ons dit persoonlik maak, wat maak jou ongelukkig? Wat steel jou vrede? Wat hou jy wakker? Wat is die goed waaroor jy ook sê, ek sal dit môre doen? Wil dit nog nie nou doen nie. As ons dit doen, kies ons saam met die Farao om nog vir 'n klomp uur saam met hierdie paras te leef. Ek aanvaar die meeste van ons wat hier sit, bly in Gauteng. Wie van julle het iewers 'n familielid? Miskien iemand op die platteland wat van Johannesburg, Pretoria praat as Sodom en Gomorra. Kan ek gou sien? Julle ken dit. Nou hoekom? Sodom was 'n goddelose plek. Op 'n moreel-etiese vlak het hulle alles gedoen wat verkeerd is. Lot het daar gebly tussen daai mense. Petrus, die leier van die disippels, het 'n baie sterk rol gespeel het in die vroeë kerk. In sy tweede brief dink hy terug aan Lot. En julle sal daar op die skerm sien, hy sê 4 keer vir ons in hierdie gedeelte, 2 Petrus 2 vers 7 tot 8. Lot het reg gelewe in Sodom, reg gelewe, hy het reg gelewe, maar lees gou saam met my daai laaste sin. Die dinge wat hulle gedoen het, dis die mense van Sodom, het, nou moet jy 'n highlighter vat en 'n pen vat en dit so onderskreep, het elke dag vir Lot, nie net 'n bietjie nie, het elke dag vir Lot baie geskok, want Lot het reg gelewe. So hy sit in Sodom, elke dag sien hy al hierdie goed wat hom ontstel. Maar die interessante is, in Genesis hoofstuk 19 kom die Here en hy wil vir Lot uit Sodom uit wegvat. Hy stuur 2 boodskappers, hy stuur 2 engele. Dink julle Lot was haastig om daar uit te kom? Kyk wat sê Genesis 19 vers 16. Lot het nog 'n bietjie gewag.
83 vertaling, wat meeste van ons lees, hy het nog so 'n bietjie getalm. NIV, baie goeie Engelse vertaling, he hesitated. Het is interessant as jy die teks gaan lees, die boodskappers, die engele, hulle moes vir Lot so aan sy hande vat, aan sy arms gryp, en hulle moes hom daar uittrek, daar uitsleep. Hy het reg gelewe. Dit was nie die issue nie. Dis nie hy wat gesondig het, dis nie hy wat goddeloos was nie. Die issue was, hy het so gewoond geraak aan die dinge rondom hom. Dat hy nie daar wou weggaan nie. So dis die vraag, weer eens as ons dit persoonlik maak, wat is die goed, die verkeerde goed in jou lewe, die goed wat jy weet buite God se wil is, wat is daai goed waarin jy so gewoond geraak het al, dat jy dit nie wil los nie. Ons, as mens, raak ons dikwels so gewoond, te gewoond aan ons eie bitterheid. Ons raak gewoond aan ons eie woede, aan ons eie sonde, ons raak gewoond aan ons eie droogte. En dan doen ons wat mense doen as hulle na die DBV toe ry. Kan ek gesien, een van die kinders, wie van julle hierso het al ooit 'n hond of 'n kat by die SPCA gaan aanneem? Wie van julle het al soontoe gery? Jy ry soontoe, R500 en jy kry 'n nuwe hondjie of 'n katjie. Binne sekondes neem jy daai hond aan, jy word nou sy ouer, sy voog, sy eienaar, en dan begin jy te praat van my hondjie of my katjie. Wat doen ons? Wat doen ons met die parras in ons lewe? Ons noem dit my bitterheid, my woede. In ons Afrikaanse konteks, wie van julle ken mense wat praat van my humeur, my ongeduld, my sonde, my Achilleshiel? So nou die vraag, wat maak jou ongelukkig? Wat steel jou vrede? Wat hou jou wakker in die aand? Hoekom leef jy met hierdie goed saam? As jy weet en as die Here weet, dis goed wat ons moet los. Daar kom 'n tyd waar ons net moet sê nou, of dadelik, of onmiddellik. Daar kom 'n tyd wat ons nie meer vir onsself en vir die Here kan sê, maar Here, ek wil langer saam met hierdie goeters bly nie. Ek en jy is geroep tot vryheid. Ons is nie geroep om saam met parras te leef nie. Die Here God skenk aan ons. Hy skenk aan ons sy genade, sy krag, sy leiding en sy wysheid. So bevryding begin wanneer ons erken dat ons bevryding nodig het. Verlossing begin wanneer ons as mens erken dat ons verlossing nodig het. Verandering begin as ons erken dat ons verandering nodig het. Verandering begin as ons ophou sê, môre, nog 24 uur. Laaste gedeelte. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Onderwerp jouself in nederigheid voor die Here, aan die Here. Here, ek sit met hierdie goed in my lewe. Ek sit nou al met dit vir 5 jaar, vir 10 jaar. Here, U weet, ek sukkel om daarvan ontslae te raak. U weet, ek kan nie. Maar Here, ek weet, U kan. Om onsself te onderwerp aan die Here in nederigheid, beteken om van tyd tot tyd, nie daar by die huis te sê, help my asseblief, Here. Ek dink aan die blinde man. Hy hoor van Jesus. En toe hy hoor Jesus kom nader, roep hy net die volgende woorde uit. Jesus, Seun van Dawid, ontferm U oor my. En die mense like dit nie. Hulle maak hom stil en hy roep net weer uit. Jesus, Seun van Dawid, ontferm U oor my. So as ons lees, ons moet onsself in nederigheid onderwerp aan die Here, dan kan ons ook, as mans, as vrouens, julle kinders wat hier sit, die laerskoolkinders, kan ons ook net bid. Jesus, ontferm U oor my. Hierdie teks roep ons op om ons dinge, ons laste, ons sondes, ons gewoontes, ons mislukkings voor die Here neer te lê. Werp julle bekommernisse op die Here en dan leer die teks ons moet dit los
by die Here. Wat doen ons? Ons doen wat kinders doen, wat leer visvang. Julle kan ek gou sien, wie van julle is vissermanne? Wie van julle is papgooiers? Ek het nou nodig om 'n pap gooi. Nou vat jy jou seentjie. Jy vat hom Valdam toe. Eerste keer. Nou wys jy vir hom om daai ding in die water te gooi en jy sê vir jou seun, gooi hom in en los hom daar. Wat doen 'n kind? Julle, dis 'n paar sekondes, dan vat hy stok en hy katrol en hy wil nou kyk, is daar iets? Werp al julle bekommernisse op die Here en los dit by hom. Wat doen ons? Ons bid, julle, en dis 'n eerlike gebed, dis 'n innige gebed. En ons stort ons hart uit vir die Here. Ons gee al ons bekommernisse vir die Here. En as ons daar opstaan, dan bel jy jou vriendin en sê, hoor, ek is so ge-worry oor hierdie ding. En jy bel jou ma en jy sê, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Petrus leer vir ons, gee dit vir die Here en los dit daar. Baie interessant. Dis nie Jesus wat dit vir die Here gee nie, dis nie die Gees van God wat dit vir die Here gee nie. Die onus is op ons, die verantwoordelikheid is op ons om dit neer te lê voor die Here. So mag ek en jy uitfigure wat die paras in ons lewe is. Mag ons uitfigure wat hierdie goeters is, wat deel van ons lewe is, maar wat nie deel van ons lewe hoef te wees nie. En mag ons dit vir die Here gee, en mag ons net vir hom vra, Vader, help my om hierdie goed vir u te gee, help my om dit by u te los. Ek wil nie meer 'n minuut, ek wil nie meer 'n uur saam met hierdie goed leef nie. Wanneer ek en jy gehoorsaam is, met ander woorde ons doen wat die Here van ons verwag, en wanneer ek en jy die Here vertrou, skenk hy iets aan ons, wat ons as mens nie kan genereer nie. Hy skenk aan ons sy vrede. En die wonderlike is, Jesaja hoofstuk 26. Jesaja 26 sê vir ons, die Here skenk aan die mense wat op hom vertrou, sy shalom, shalom. Daar staan in die Hebreëse teks 2 keer vrede. Wie ontvang die Here se vrede? Die mense wat op hom vertrou, kry sy shalom, shalom, sy volledige vrede, sy volmaakte vrede. So mag ek en jy in hierdie seisoen van ons lewe, mag ons breek met die dinge wat ons terughou. Mag ons al die goeders los, wat ons nie in hierdie lewe moet saamdra nie. Mag ons besef, vandag is die eerste dag van hierdie nuwe lewe wat ons het voor die aangesig van die Here. Amen. Ons Here, is ons God. En U praat met ons, U kommunikeer met ons, met die Gees wat in ons is U die een wat ons onrustig maak oor goed. Is die een wat 'n fight met ons piek, sodat ons sekere goed moet los. Here, mag ons ore oopmaak. Mag ons helder en duidelik U stem hoor. Here, ons hoef nie langer met hierdie goed saam te leef nie. Ons hoef nie langer met ons sonde te leef nie. Ons hoef nie langer met ons ongehoorsaamheid te leef nie. Here, ons hoef nie langer op afdraai paadjies rond te wandel nie. Here, mag ons vandag soos wat ons U stem hoor. Here, mag ons vir U sê, Here, kom vat ons lewe nou, onmiddellik, dadelik. En kom maak van ons nuwe mense wat saam met ons gemeente, saam met ons medegelowiges hierdie Jesus lewe wil ontdek. Ontferm U oor ons. Jesus, seun van Dawid. Amen.